Man spring by 'n venster van 'n meerverdieping gebou op 'n sekere hoogte bo 'n veiligheidsnet uit. Fase 1: dit neem 0,3 sekondes om die net te bereik. Fase 2: die net rek met 1 meter op impak voordat die man na 0,2 sekondes tot stilstand kom. Lugweerstand kan ignoreer word. Watter een van die volgende stellings oor die meganiese energie en momentum van die man is waar? Die korrekte antwoord is D. Die meganiese energie bly konstant en momentum verander in fase 1 en die meganiese energie en momentum verander in fase 2. Kom ons kyk eers na fase 1. Die man val vrylik onder swaartekrag. So, daar's geen wrywing nie, want die vraag sê vir ons so, en al versnelling wat 'n rol speel is gravitasieversnelling teen 9,8 meter per sekonde kwadraat. So, die meganiese energie bly konstant, want die meganiese energie is die som van die potensiële en kinetiese energie. Dit gaan konstant bly. Die momentum gaan wel toeneem, want momentum is massa maal met snelheid. En die snelheid neem toe soos die man val, met ander woorde, die momentum gaan toeneem. In fase 2 oefen die net 'n krag uit om die man tot stilstand te bring. So in die eerste plek gaan energie verlore weens die vervorming van die net. En daai vervorming sal 'n nie-konservatiewe krag wees. Die meganiese energie gaan met ander woorde verander. Sommige van die meganiese energie word omgeskakel in hitte, die rek wat rek, daar is verlies aan energie. Die momentum, P gelyk aan mv, die snelheid verander drasties, want hy word tot stilstand gebring. So, daar is 'n groot verandering in die momentum. So, beide die meganiese energie en die momentum gaan verander. So, in fase 1 bly die meganiese energie konstant, want ons ignoreer lugweerstand. Maar die momentum gaan verander, want daar is versnelling soos die man vryval. In fase 2 gaan beide die meganiese energie en die momentum verander. Meganiese energie verander, want met die rekproses is daar energieoordrag wat plaasvind. En die momentum gaan verander, want die snelheid van die man gaan van die snelheid wat dit was, tot 0.